Lukas 19 vers 1 tot 10. En hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. Daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus verskoot op by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan as ons die troonkamer nader. Hemelse Vader, U wat in liefde na hierdie aarde toe neergekyk het, en in die volheid van die tyd het U U seun gestuur, uit 'n vrou gebore, uit 'n maag, net U hom in hierdie wêreld gestuur om vir hierdie mensdom, verlore mensdom, hoop te kan bring. En ons aanbid U vanoggend vir die wonderlike hoop in Christus Jesus, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Genesing van ons harte, maar ook wonderlike genesing vir die liggaam. Here, dat U ter wille van ons oortredinge hierdie kruis gedra, ter wille van ons ongeregtigheid het U die sonde aan die kruis gedra. Ter wille van ons as mens het U daardie prys betaal wat nodig was om dan ook te voldoen aan God se vereiste, as die woord sê, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas. Dat U bereid was om ons as nietige mens se sonde te kan dra, sodat ons ook in die regte verhouding met God kan kom. Ons eer en aanbid U vir die wonderlike wete, dat daar vir ons as mens hoop in Christus Jesus is. Maar Here, ons leef in 'n sondige wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar daar soveel ongeregtigheid is. Toe U die ongeregtigheid van Sodom en Gomorra raak gesien het U daardie stad vernietig. Want daar was nie eers 10 regverdiges daarin. Toe U na hierdie mensdom gekyk het in die dae van Noag, was daar maar 8 oor die hele heelal. En Here, U moes die mens vernietig, omdat hulle in die oë vol sonde en ongeregtigheid is. En Here, dat die mensdom dink dat daar 'n tyd sal kom waarin ons maar net sal verbygaan. Terwyl U oordeel aan die kom is in hierdie wêreld. U woord waarsku vir ons. U woord praat daaroor. U woord soebat en pleit by die mensdom om reg te maak. Selfs die natuur getuig daarvan. Selfs die wêreld en die gebeure van die wêreld kom in lyn met God se woord wat vir ons wil kom waarsku. Daarom pleit ons by U, Here, dat die mensdom nie hulle ore sal toestop, dat hulle harte sal verhard nie, maar soos U woord in Hebreërs sê, dat hulle nie hulle harte moet verhard soos in die dae daardie volk hulle hart verhard het. Maar dat mense hulle hart sal oopstel vir U. Skenk genade. Ontmoet met die mensdom en red kosbare siele. Vir elkeen op ons siekeluis, ons dink aan Ansie, Lorraine, Sandra wat hier is,
Ander wat ook ernstige liggaamsgebrek het. Ons bid dat U hulle genade sal skenk. Louis, daar by die huis, met daardie operasie wat hy gehad het. Ons bid vir volkome genesing daar. Ons bid vir 'n ander raking. Here, dankie vir dit wat ek maar net die afgelope tyd beleef. Dit wat ek maar net opnuut uit U woord kon ontdek, dat die bloed het nog nooit sy krag verloor. U kan, Here. Dit is wat die woord van die Here ook vir ons sê, dat U is die geneesheer. Raak asseblief aan, rig mense op, as 'n getuie vir U, maar Here ook, bid ons laat U wil geskied. Maar Here, bring ons in lyn met U wil. Stel ons in staat om U wil te verstaan en te doen. En laat U naam ook in ons lewens geheilig word. Dankie dat ons ook kan kom bid vir hulle wat in hierdie week verjaar. Dat U vir hulle 'n besondere dag ook sal gee. Dit wat U ook toelaat, dat daar nog 'n lewensdag en 'n lewensjaar toegevoeg word. Ons eer U daarvoor, want ons weet ook dit kom uit U hand uit. Ons gesondheid, ons krag, dit wat U vir ons daagliks gee, wanneer ons oë in die oggend kan oopmaak en 'n nuwe dag beleef, weet ons dis genade uit U hand. Seën vir hulle, en staan vir hulle in besonder by, en verheerlik U self ook in en deur hulle lewens. Al die eer, die lof en die aanbidding bring ons toe. Kom seën ook U woord in ons harte, en kry die eer van ons hand. Ons bid dit in Jesus naam op. Amen. Ons teks van oordeenking vind ons dan daarso in die 5de vers, en ek wil die 10de vers daar byvoeg ook. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. En dan die 10de vers wat sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is, of was. Hierdie is die kernteks van hierdie perikoop. Die belangrikste waaroor dit gaan is Christus wat in hierdie wêreld gekom het om vir die mensdom dan ook redding te bied. Daar was die tema eers Saggeus se roeping. En ons vind juis hierdie roeping in hierdie 5de vers. Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. So ons vind daar die roeping van Saggeus hier in hierdie gedeelte. Daar was 'n sekere pastoor, Jim Kambala. Sy dogter het vir 'n lang tyd van God af weggehardloop. Chrissy is teen haar gesin wat sy in opstand gekom het, sy die huis verlaat en so ver as moontlik het sy van God af probeer wegvlug, sekerlik soos Jona ook gedoen het, nee. Maar eendag het daardie tiener wakker geword en 'n duidelike gevoel in haar hart gekry dat daar iemand is wat vir haar bid. En hierdie iemand was die hele gemeente van die kerk, waar sy dan, waar hierdie pa dan ook hierdie gemeente gelei het om met God te praat oor hierdie dogter van hom. Tydens hulle weeklikse gebedsbyeenkoms het 'n lid voorgestel dat hulle almal vir Chrissy dan ook daardie aand moet bid. 2 dae later het sy huis toegekom. En die eerste vraag wat sy aan haar verskrikte pa gevra het is, wie het vir my gebid? Deur daardie roeping van daardie gemeente tot God, het God se roeping in haar hart duidelik geword. En dit het hierdie kind gedryf dat sy na God moet soek in haar lewe. En deur die genade het sy vergifnis gesmeek en haar lewe aan die Here Jesus Christus toegewy. Hoekom? Omdat daar iemand was wat gebid het, waardeur God kon gewerk het om hierdie persoon te roep. En so wil God ook vandag in 'n hart en 'n lewe sy roepstem duidelik maak. Wat sê die woord van die Here? My skape luister na my stem en hulle volg my. Hoe gaan ek volg en weet of ek ware kind van die Here is? Ek gaan die stem van
die Here Jesus Christus in my hart en my lewe baie duidelik ken. As ek nie daardie stem van hom hoor en ken nie, dan moet daar 'n benoudheid in my hart wees, want dit gaan een van twee dinge wees. Of ek is nog verlore, of ek is in 'n afvallige verhouding met die Here. Daarom moet ons dan ook na hierdie gedeelte vanoggend kyk, en wat vir my besonder is hierdie man se karakter. Saggeus se karakter en sy naam beteken rein, skoon, heilig. Dis wat sy naam beteken, reinheid. Maar sy karakter, verskoon, sy karakter was dit, maar sy reputasie het daarteen getuig. Want wat was hy? Hy was 'n tollenaar. Hy was 'n man wat van mense geld afgepers het. Hy was 'n man wat oneerlik was. Hy was 'n sondige man. En dis waarop dit neerkom. Want die woord van die Here sê baie duidelik vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nie een mens is op pad hemel toe gebore nie. Hoor mooi wat ek vir u vanoggend sê. U sal my nêrens in die Bybel 'n teksvers wys waar mense op pad hemel toe gebore is. Maar daar moet 'n ondervinding in my hart en my lewe wees, waar die Here Jesus Christus in my hart en my lewe kom werk het, waar die diepe oortuiging in my hart en my lewe plaasgevind het, dat ek 'n verlore sondaar is, dat ek na God moet roep in hierdie omstandighede, om my siel uit genade te kom red. En so moet elke mens 'n getuienis van so 'n dag in sy en haar lewe dan ook hê. Daarom was daar ook in hierdie man se lewe, was daar 'n sosiale posisie wat hy besit het. Hy was 'n tollenaar, hy was hierdie sondaar gewees. Maar die genade van die Here is dat daar selfs hierdie tollenaars op hulle bors kon slaan en sê, Here, wees my sondaar genadig. Hierdie man het 'n ernstige begeerte in sy hart gehad. En daardie ernstige begeerte sien ons in die woord van die Here, dat hierdie man het probeer om Jesus te sien. Daar was 'n ernstige poging aangewend. Hy probeer deur daardie skare te druk. Hy probeer om op 'n plek te kom waar hy net die Here Jesus Christus kon sien. Maar dit was nie aan hom gegee nie. Hoekom? Want hy was klein gewees en die skare het hom verdring. Hierdie man se ernstige soeke het hom na 'n boom toe gelei waar hy gaan sit het in daardie boom. 'n Klein jong mannetjie. Kan ek jou 'n ware verhaal vertel? Ons het daar in Appington, verskoon in Oudtshoorn, het ons 'n vroutjie gehad met die naam Mina. Mina het 'n ou boggeleriggie gehad. Daardie vrou het in sonde het sy gelewe. Sy was nie getroud met hierdie man wat sy gehad het nie. Sy het saam met hierdie man gebly. Daar kom pelgrims en hulle kom bid vir Mina. En daardie vroutjie raak die Here aan, sy staan so. Die Here het vir haar volkome genees, toe hy ook haar siel uit genade kom red. Maar ongelukkig die tragiese verhaal, dat Mina het in sonde weer verval. Daai ruggie van haar het letterlik weer in 'n boggel getrek. Liewe toehoorder, God roep die mens. Dis nie verniet wat hy vir ons sê, gaan en sondig nie. Want wanneer die Here vir ons kom red het, wil hy ons nuwe mense kom maak in Christus Jesus. Ek kan nie aangaan om met sonde te speel. En ongelukkig sit ons vandag se dae. Liewe toehoorder, ek is nie vanoggend veroordeel. Maar ek het 'n bekommernis in my hart en my siel vanoggend oor mense wat elke dag
en sê, Here, vergewe my baie sondes. En ek kom nie by die plek om klaar te kry met sonde. Saggeus moes klaar gekry met sy sonde. Hy kon nie volhard in sy sonde. Hy kon nie elke dag maar net ou gebedjie gaan bid het en sê, Here, vergewe my vermenigvuldige baie sonde. En môre gaan doen hy dit weer en dink God sal hom genadig wees. En so vind ons vandag mense wat God terg. God sê hy laat hom nie bespreek. Hoor vanoggend die maak jou hart oop. Luister sodat die siel mag lewe. Hoeveel van ons kansel se lese wat hier voor staan is luister en jou siel sal lewe. Ek vra vanoggend, wil u die hart oopmaak vir die stem van die Heilige Gees sodat u siel ook mag lewe. Daar die onverwagte roeping van Jesus wat daar by die boom kom staan het, opgekyk het na hierdie man daar in die boom en Saggeus by sy naam kom roep het. Daar die man wat gereed was om deur Jesus Christus te gehoorsaam. En dis die uitvloeisel van iemand wat waarlik na Jesus soek. Daar die vinnige redding wat plaasgevind het. Daar dieselfde dag sê die woord van die Here. Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Toe die Here Jesus Christus as sy verlosser en sy saligmaker aangeneem. In die eerste plek vanoggend, die roeping van God, die roeping van Saggeus. Daar die roeping het van die Here Jesus Christus self uitgegaan. Wat 'n wonderlike voorreg wanneer God self die mens kom roep in sy sondige toestand. Ons lees in die woord van die Here. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom. Jesus self het hierdie man geroep. Jesus self het hierdie man by sy naam geroep sodat hy gered kan word. Daar het 'n genadige roeping uitgegaan na hierdie man Saggeus toe. Jesus kom daar verby beweeg en die woord van die Here sê, en hy het in Jerigo gekom en daar deur gegaan. Dit was nie Jesus se plan om daar in Jerigo te vertoef nie. Dit was nie Jesus se plan om daar by Saggeus by sy huis te gaan stil staan nie. Die woord van die Here sê hy wou verby gegaan het. Maar omdat daar 'n soekende siel was, het hierdie genade dan ook vir Saggeus bereik. Hy gaan staan stil by daardie boom. So kom staan God stil by elke kosbare siel. En as sy roeping gaan uit na elke mens toe. Die woord van die Here sê dit vir ons baie duidelik. En so baie mense sê, maar wat van daardie mense daarso in Midde-Afrika wat nog nooit die evangelie gehoor het? Wat van hulle daar in Suid-Amerika wat nog nooit die Here gehoor het nie? Dan sê ek vir hulle, wat sê die woord van die Here vir hulle? Hoor mooi. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Wie het alles geskaap? Naamlik sy ewige krag en goddelikheid sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Niemand sal hom eendag voor God kan verskoon nie. Niemand gaan 'n verskoning kan aanbied wat aanvaarbaar vir God is nie. Kan ek vir jou 'n voorbeeld daarvan gee? Wie het vir daardie mense wat die evangelie nog nooit gehoor het, geleer om te aanbid? Het jy al daarin gedink? Hy buig hom neer voor 'n afgod. Wie het hom dit geleer? Het jy al daarin gedink? Iets binne in hom dryf hom om iets te aanbid. Daar was een keer en deur die genade van die Here daar iemand by hom gekom, 'n beeldhouer.
En toe hy eendag besig was om 'n beeld uit te kap, het hy besef, maar iemand moes hierdie duim geskaap het. En hy begin om hierdie God van hierdie duim te aanbid. Deur die genade daar 'n sendeling by hom gekon en kon hom voorstel aan hierdie God wat hierdie duim geskaap het. En hy die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem. So was daar 'n regverdige man met die naam van Kornelius. Die woord van die Here sê hy was 'n regverdige man. Hy het sy almoses gegee. Hy het gebid tot God. Die Here hoor hierdie man se gebed. Die Bybel sê vir ons, God het sy gebed gehoor. En hy stuur vir Petrus na Kornelius toe, sodat Kornelius die evangelie kon gehoor het. As daar 'n behoefte in my hart is, sal God daardie behoefte kon vervul. God is nie ontrek. Hy sal met daardie kosbare siel sal hy ontmoet. Efesiërs 2 vers 8 en 9, wat seker een van die beste tekste is wat ons seker al amper uit ons hoof uitken, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem. Liewe toehoorder, wat sê hierdie teks vir my? Hy sê dit gaan nie oor hoeveel koeke ek gebak het vir al die jare in die kerk wat ek nou al hier sit. En hoeveel koeksusters ek gegee het, en wat my gawes en al my dinge is nie. Ek kan nie God omkoop daarmee. Sy genade het met my kom ontmoet in die Seun Jesus Christus, wat vir my aan die kruis gesterf het. My sonde gedra. Dit gaan nie oor wie of wat ek is in die samelewing. Saggeus was 'n tollenaar. Hy was 'n ryk man. Hy was sekerlik bekend onder die mense, maar ook nie 'n gewilde man nie. Want hy belasting gevat. En ons hou ons nie van die belastinggaarde nie. Nee. Want hy vat baie van ons geld. En so was hierdie man ongewild gewees. Maar dit het nie gemaak dat hy gered is. Hy het nog steeds die genadige roeping van die Jesus Christus nodig gehad. Efesiërs 2 vers 5. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Geen verdienste hierin nie. Romeine 3 vers 23 en 24. Want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Niemand is op pad hemel toe gebore nie. Hier is een van die duidelikste teksverse in die Bybel, wat vir ons wys ons is op pad hel toe gebore. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste. Ek kan dit nie verdien. Ek kan nie my plek in die hemel koop nie. Ek kan nie deur al my wonderlike werkies vir die kerk, deur dit alles in die hemel kom nie. Ek moet gered word, liewe toehoorder. Hierdie genadige roeping van God wat uitgaan na die mens, moet hierdie mens op reageer. Romeine 11 vers 5, net soos daar, dan ook in die teenwoordige tyd, 'n oorblysel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. God se genade ontmoet met die sondaar mens. Romeine 11 vers 6, en as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Ek kan nie deur werke gered word. Dis die genadige roeping van die Here Jesus Christus wat na my toe uitgaan om my siel uit genade te red. Maar dit is ook 'n persoonlike roeping. Kyk wat het hier gebeur toe die Here Jesus Christus daar verbygaan. Toe roep hy hom op sy naam. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, reine, klim af dat jou siel uit genade kan kom red. Is 'n persoonlike roeping. God kom staan stil by die mens om sy siel uit genade te red. God het
Christus hom ken nie. Maar wat gebeur? Here Jesus Christus sê, jou naam is in my handpalm ingegraf. Here Jesus Christus wil u naam in sy handpalm ingegraf. Hy kom roep die mens by sy naam. Hy het my by my naam geroep, daar so by Eden, by 'n jeugkamp, waar die Heilige Gees my onder diepe sondeoortuiging gebring het, waar ek na God kan gaan roep het, besef ek hoe verlore ek is, besef ek moet die redding buitekant myself gaan soek, so die Here Jesus Christus met my kom praat en vir my kom roep. Liewe hoor, ek wil vir u vra, waar het die Here vir u kom roep? Hy ken die plek. Hy ken daardie plek waar Jesus vir hom geroep het. Jesaja 45 vers 4. Terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Waar het die Here Jesus Christus u geroep? Waar is daardie plek waar u kan onthou, waar die Here Jesus u tot redding geroep het? Jesaja 41 vers 9. Jy wat ek gegryp het, van die eindes van die aarde, van sy uithoeke geroep het, en het aan jou gesê, jy is my knegt, en jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. Jou by jou naam geroep, ek jou uitgered in daardie omstandighede. Jesaja 43 vers 3 en vers 4. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Daardie heiland is verlosser. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is. Ek het jou lief gehad. Dit is hoekom die Here Jesus Christus jou roep by jou naam, omdat hy jou lief het en hy het sy liefde kom bewys in sy seun Jesus Christus. Hier praat hy spesifiek van die volk van Israel, maar hier die evangelie het uitgebrei, ook na die heidene toe, waarvan u en ek ook vandag die getuienis daarvan is. Dit is ook 'n ernstige roep. Is 'n ernstige roeping wat uitgaan. As die Here vanoggend ook ernstig met ons kom praat en toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af. Hoekom? Die Here Jesus Christus was op pad om verby te gaan. Hy wou nie daar kalm en daar vertoef nie. As Saggeus nie gereageer het nie, waar sou Jesus daar die nag oorgebly het? Wanneer God roep, moet daar dadelik gereageer word. Daar moet nie uitgestel word nie, daarom wat hy ook sê, vandag as jy sy stem hoor, as hy Jesaja 59 vers 1 vir ons sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. God se tyd is nou. Ek kan nie kalm nie, ek kan nie wag nie, want miskien gaan Jesus verby beweeg. Die woord van die Here sê, en hy het in Jerigo gekom, en daardeur gegaan. Lees nie hierso dat hy daar in Jerigo wou oorgebring. Johannes 6 vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. God trek die mens. En wanneer ek na die Here Jesus Christus toe kom en reageer op daardie roeping, dan kom die Here Jesus en hy kom red my siel uit genade deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Maar hoe word ek getrek? Augustine het vir my op 'n mooi eenvoudige wyse dan verduidelik. Hy sê, as jy kruie vir 'n skaap aanbied, dan hoef hy nie te talm nie, hy sal kom eet. Veral wanneer dit by 'n bok kom net. Daai bok, hy hardloop na daai kruie. Hy soek dit. Hy gaan voort om te sê, ekskuus, ek net weer my plek hier kry. Wys goeie kruie aan 'n skaap en hy word daardeur aangetrek. Wys neute vir 'n kind
en hy word daardeur getrek. Hulle gaan na daardie persoon toe, wat vir hom daardie ding wys, en hy loop agter hom aan, en hy word nie gedwing. Daai skaap, as hy daardie lieflike groen voer begin kry, jy hoef hom nie te nooi om te kom eet. Hy sal kom eet. Dit is wat Augustine dan ook vir ons sê. So trek God die mens. Hy wys hom sy begeerte. En wat is hierdie begeerte wat hy vir ons wys? Hy wys vir ons die verlosser, wat hy voorsien het aan die kruis. En daarom moet die mens daardie kruis sien as die verlore sondaar. En deur sy begeerte om redding te vind en die hel te ontsnap en in die hemel te kom, daarom sal hy agter die Here Jesus Christus dan ook aangaan, sodat hy deur sy kosbare bloed geregverdig kan. God kom en hy trek die mens. Hy wys vir ons die Here Jesus Christus. Hy toon vir ons die verlossingswerk. Hy toon vir ons die pad na redding toe. Hy toon vir ons hoe groot ons sondes is in die Here Jesus Christus se kruisdood. En as ons nie besef hoe groot ons sonde is nie, sal ons nie die behoefte na redding nodig hê. Hoor mooi wat ek vir u sê vandag. Dis my bekommernis. Weet jy wat is die getuienis die afgelope tyd wat ek by baie mense kry? Kerkmense en buitekerkmense. Ag, ek het maar daar het ek 'n ou paadjie saam met die Here begin staan. Hierdie gebeurtenis in my lewe het gebeur en toe besluit ek maar om saam met die Here die pad te begin staan. Nooit 'n oortuiging van sonde, nooit 'n oortuiging van hulle verlore toestand, nooit die oortuiging dat hulle verlossing buite hulle self moet soek nie, nooit die oortuiging dat ek na God toe moet vlug vir my redding. Daai persoon wat daar in die see en daar die stroom meegesleep, jy hoef hom nie te gaan oortuig dat hy verlore is en as niemand hom gaan red nie, dat hy sal verdrink. Hy weet dit. Hy het die oortuiging in sy hart, want die toestand waarin hy verkeer, neig hom om uit te roep vir redding. Dan vra ek vir u, waar is die mens vandag wat uitroep vir redding? Waar is die mens vandag wat uitroep, Here kom en red my siel uit genade, ek is verlore? Ons hoor dit nie meer nie. Ag, doen net sommer gou hier jou gebedjie van 'n Sondag en dan word die versekering sommer deur 'n dominee gegee. Nou is jy gered. Liewe toehoorde, ons moet ophou om godsdienst te speel. Ons moet ophou om God te terg. Dit is sy seun se bloed aan die kruis gekos. Wanneer gaan ons ophou om godsdienst te speel? Wanneer gaan ons ophou om God te terg? En ek dink, ag, ek gaan sommer net daar ou paadjie saam met God begin stap, omdat daar iets in my lewe gebeur het. Soek God met jou hele hart. Hy trek ons. En hy wil ons siele uit genade kom red. Maar hierdie genade gaan nie altyd by ons stil staan nie. Hy sê dit vir ons in sy woord, Genesis 6:3. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Jesaja 55:6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Matteus 23:37 en 38. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. En julle wou nie. Kyk, julle huis word woes gelaat.
Soos daar baie mense vandag, die se huise leeg is. En hulle sit op kerkbanke, en hulle is daar buite in hierdie wêreld. Maar daar is 'n effektiewe roeping. Lukas 19 vers 6. Hy maak toe gou en klop. Hoekom? Hy het sy behoefte begin besef. Hy het met Jesus 'n ontmoeting gehad. Daarom het hy onmiddellik gereageer op die roepstem van die Here Jesus Christus. Daar was 'n positiewe reaksie. Hy het positief gereageer. Hierdie roeping van God het hom as sondaar mens gelei tot belydenis. Hierdie roeping van die Here Jesus Christus het hom gelei na restituisie toe. Daarom sien ons in hierdie gedeelte baie duidelik. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daar was 'n definitiewe oortuiging in sy hart gewees. 'n Effektiewe oortuiging, effektiewe roeping na hom, want hierdie man het gereageer daarop, en hy het gehandel met sy toestand waarin hy is. Maar dit was ook 'n nederige. Hy moes homself voor die Here Jesus Christus verneder. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af. Kom onder. Kom onder. God kan nie 'n hoogmoedige mens red nie. Maar ek moet my verneder voor die kragtige, reddende hand van God. O, ek mis dit in my lewe. En ek dink iets van die ouer garde wat daarvan sal kan getuig. Toe daar nog voor die kansel gekniel was, waar mense nie omgegee het wie my raak sien. Want ek weet, as die Here my siel nie nou red, is ek vir ewig verloor. Hulle het uitgekom uit die banke uit. Toe daar die laaste lied wat gesing word, en daar 'n uitnodiging is, kom staan hier voor, kom kniel hier voor, het mense uit die banke uitgekom, spontaan, voor die kansel stond kniel met God kom regmaak. Waar is daar die daardie woorde? Ek is bang wie my raak sien. Ek sit nou al so lank miskien op 'n kerkraadbank. As ek nou gaan uitkom, wat gaan die mense van my sê? En ek vrees mense meer as wat ek God vrees. Sal daar weer 'n tyd wees waar ons as gemeente, waar ons mense daar buite kry, wat sal buig voor God, ongeag wat mense van my sê of van my dink. Hierdie man het 'n reputasie gehad. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Hulle het daar in die hoekie gestaan en geskinder van hom. Maar hierdie man het nie omgegee nie, want ek moet met Jesus regmaak. Ek is verlore. Ek moet my sonde bely en dit laat staan. Matteus 23 vers 12. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wat homself verneder sal verhoog word. Jakobus 4 vers 10. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 vers 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Sal ons oë van mense begin afhaal en ons oë weer op God draai in die tyd waarin ons leef. Dat verlore sondaars voor God sal kom buig, vergeet wat mense van hulle sê, hoe hulle ook al vir Saggeus beskinder het. Hy het afgekom, hy het haastig gemaak om af te kom, sê die woord van die Here. Hy het nie omgegee wat hierdie mense nou van hom sê nie. Hy het homself verneder en was bereid om sy
reputasie op die spel te plaas, ten spyte van. Wat 'n wonderlike voorreg, want hy toe met God 'n ontmoeting gehad. Die roeping is uitgebrei, want die woord van die Here sê vir ons, toe sê Jesus aan hom vandag in daar redding vir hierdie huis gekom. Dit was nie net vir Saggeus nie, maar dit was vir sy hele huis gewees. Hierdie redding word uitgebrei na elke mens toe. Ons dink aan Handelinge 10, Cornelius wat ek reeds vir u genoem het. Hy was 'n heiden gewees, hy was nie teen 'n Romein of Italiaanse soldaat, wat oor 100 aangestel was. En hierdie man het tot God geroep. Hy was 'n regverdige man, sê die woord van die Here. Maar hierdie man het na God toe gegaan en voor hom gebuig en die Here sien sy behoefte raak en hy stuur vir Petrus om hom die evangelie te kom. Liewe toehoorder, wat sê die woord? Toe hy hoor dat Petrus na hom toe kom, het hy sommer mense in die dorp uitgenooi. Hierdie boodskap was oor die dorp versprei. Mense kom luister na Jesus. Mense tot bekering gaan. Dit was 'n versekerde roeping. Daardie dag, daar redding gekom het, lees ons in Lukas 19 vers 5. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, mag gou klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Liewe toehoorder, ek wil vir u sê, u moet weet van 'n dag in die lewe waar die Here u siel met genade kom red. Hoor mooi wat ek vir u sê. Mense sê vandag vir my, ag ek het nie 'n dag en 'n datum nodig. Dis miskien waar, ek kan dit nie onthou. Maar Saggeus kan vir jou kan sê, daardie dag by daardie boom, toe die Here Jesus Christus met my kom praat het, my kom roep het ek dadelik uit daardie boom uitgekom. Ek het my sonde voor hom bely en die Here het vir my die versekering in my hart kom gee, vandag daar redding vir jou huis gekom. Hy het die absolute sekerheid in sy hart gehad, want Jesus het daardie sekerheid in sy hart kom bevestig. Daarom vra ek vir u vanoggend, antwoord God eerlik. Waar was daardie dag waar die Here u siel uit genade kom red het, waar jy onder sonde oortuiging gekom het, waar jy besef het u is verlore, waar jy tot God geroep het vir u redding? Waar is daardie dag? Daardie Ethiopiër, hy gaan miskien nie 'n dag en 'n datum onthou nie, maar hy gaan onthou, ek was daar by die wa. Filippus het na my toe gekom, ek het die evangelie gelees en ek kon dit nie verstaan nie. Ek lees Jesaja 53 en hierdie man kom breek dit vir my oop en hy stel my voor aan Jesus Christus. En daardie Ethiopiër sal kan sê, by daardie wa het dit tot bekering gegaan. Cornelius, toe Petrus my kom besoek het daar by my huis, toe ek daardie dag het ek tot God geroep en daar het redding vir my gekom. Die woord van die Here getuig dit self. Waar is die dag waar die Here u siel uit genade kom red het? Antwoord God eerlik vanoggend. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, daai dag toe ek my deur oopgemaak van my hart, ek het besef ek is verlore. Jesus staan buite, ek het hom nodig in my siel. Ek het hom ingenooi. Ek weet van daardie dag waar hy my hart kom reinig het en my siel kom was het met sy kosbare. 1 Johannes 5 vers 11 tot 13. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe.
Hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet. Hoor wat sê die woord van Here? Ek kan weet. Ek weet vandag die dag. Ek weet vandag so by Eden, waar die Here met my kom ontmoet het. Ek weet van getuienisklippe wat opgerig is, waar die Here my siel uit genade kom red het. Romeine 8:16 sê, die Gees self getuig saam met my gees, dat ek kind van Here is. Ek sit hier met sweterige hande, en 'n benoudheid in my hart. En wonder, is daar miskien so 'n dag uit lewe nie. Die woord van die Here sê, sodat jy kan weet. Waar is die dag waar die Here jou siel uit genade kan red? Hierdie innerlike getuienis. Nie benoud wanneer ek 'n getuienis moet gee nie. Nie hierdie sweterige hande nie, maar 'n absolute oortuiging in my hart. Ek het die roeping van die Here Jesus Christus in my hart en my lewe gehoor. Hy het my persoonlik kom roep. Persoonlik by my kom stil staan. Het hy al persoonlik by u kom stil staan, wie dit hoorde? Waar hierdie persoonlike roeping van die Here Jesus Christus uitgegaan het, en waar hy ernstig met u gepraat het. Miskien het jy die eerste kans laat verbygaan, en vanoggend is miskien die laaste geleentheid, wat God met u wil praat, waarop u moet reageer. Daardie effektiewe redding wat hy wil bied deur daardie roeping. Wanneer ek my sonde bely, wanneer ek tot bekering kom, wanneer die Here my siel uit genade kom red, wanneer ek myself verneder voor die kragtige hand van God, en hy sy genadige redding kom uitbrei na elkeen wat na sy stem wil luister. En daardie wil hy sy versekering vanoggend kom gee. Het jy so getuienis? En nie daarvan getuig vanoggend met 'n eerlike hart? Is dit nie miskien vanoggend? Maar die Here, soos by Saggeus, daar by daardie boom kom stil staan, waar hy met die evangelies in die wereld het, hier in welkom, met u kom praat, u kom roep, u siel uit genade wil kom red, en hy wag, dat u sal reageer. Sal jy gehoorsaam en sy stem luister? Sal jy hierdie roeping wat uitgaan na u toe, daarop reageer vanoggend? Sê Here, Here is ek. Haal my oor vanoggend van mense. Verneder my voor die kragtige hand. Bid dat u my siel uit genade sal kom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom bid vir 'n kosbare siel vanoggend met wie u gepraat het. Ek glo hierdie woord met sy doel. U het 'n plan met hierdie woord wat uitgegaan het. En u sê u sal die woord in leef na u toe laat terugkeer. Mag mense vanoggend op die woord ernstig kom reageer. Nog vanoggend kom vra wat woorde. Miskien het die Here met u gepraat. Miskien is dit u vanoggend waar die Here sê, maar ek kom by jou boom om ek stil staan. Ek wil jou siel uit genade kom red. Dat jy sal positief reageer op die stem van die Here vandag. Is daar miskien iemand wat wil hê met 'n slotgebed aan u kom dink? Steek net die hand op, wat sak dit? Dankie, ek sien daai hand. Dankie, ek sien daai hand. Dankie. Hemelse Vader, u het elke hand gesien wat opgegaan het, eerlik met u is. Ons weet, hande opsteek red niemand nie, Here. Maar ons weet dat dit 'n positiewe reaksie is op u woord waarop die mens moet reageer. Sien daar die hande wat opgegaan het. Die Here kom red kosbare siele. Ons bid dit om Jesus naam kom. Amen. Ons gaan afsluit met hierdie